vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. 'n Ou bekende, nie 'n ou gesig nie, 'n ou bekende hier op Ontbytsake, Dr. Judy Pretorius, goeiemôre. Goeiemôre Leon. Natuurlik van Biomedical Emporium, die uitvoerende hoof, en die tema rondom geslagsgebaseerde geweld is tans 'n hot topic, en ons kom nou net uit die 16 dae van aktivisme daarteen. Dis 'n opspraakwekkende ding en baie kontroversie natuurlik, en dit is net 'n slegte ding wat besig is om te gebeur. En so 'n slagoffer is natuurlik onder konstante stres, daar's baie fisiese uitwerkings en emosioneel ook. Hoe presenteer of vertolk dit in so 'n slagoffer se stelsel? Wel, ek moet sê geweld teen vrouens en mans en kinders, alles is verkeerd. Geweld. En ons sien eintlik redelik baie wonde deurslaggewend. En ons werk met baie van hierdie wonde. En dit is baie jammer om te sien dat die oomblik wat iemand deur soveel konstante stres en angstigheid gaan, dan gaan hulle begin probleme hê op hulle vel soos geweldige kroniese ekseem. Hulle gaan vreeslike akne hê, daar gaan verkleuring wees van die vel wat plaasvind. En so deur die jare heen, toe wonder ek by myself, maar is dit moontlik dat daar emosionele genesing kan plaasvind na al hierdie trauma deur iemand se vel te behandel? En dis presies wat ons gedoen het. Ons doen sekere wonde, ons herstel wonde, maar wat kan jy doen om te keer dat die trauma jou nie die heeltyd agtervolg nie? En dis wat ons gesê het, is dit moontlik dat velsorgprodukte meer as net skoonheid is? En so 'n paar episode terug het ek gepraat van daar's 'n direkte verwantskap tussen jou vel en jou emosies. Daar's selfs 'n vakgebied wat praat van vel sielkunde. In die oomblik wat jy iemand se vel behandel, dalk 'n litteken of 'n letsel, ekseem, wat jy hulle laat voel, jy beweeg bietjie weg van jou trauma af en daai konneksie, jou emosie begin te verbeter, dan is dit tog 'n tree in die regte rigting van genesing en herstel. Ja, dit is inderdaad ongelooflik interessant. Hoe kan slagoffers weer hierdie pad van herstel deur middel van skoonheids- of dermatologiese applikasies bevind of opkom, 'n pad van herstel weer kry? Ons begin gewoonlik klein. Ons kan nie al die probleme van trauma oplos nie, maar as jy gaan kyk na van hierdie veilige hawens vir alle geslagte van geweld eintlik, sal jy sien dat die fokus vir hierdie hawens is om te gaan kyk na mense om hulle te help met berading, 'n dak oor hulle kop, kos en klere, maar daar's 'n tekortkoming aan oor die selfversorging. So ons gaan na hierdie hawens toe en ons behandel almal daar. En wat jammer is, die klein kindertjies ook. Ja. En ons begin hulle te wys dat selfversorging is 'n goeie hulpmiddel om na jouself te kyk, en ons begin gewoonlik met 'n handbehandeling. En ek kies altyd sekere behandelings wat jy dadelike resultaat kan sien. En baie van hierdie individue is so geïsoleerd, hulle krimp in, daar's geen waardigheid of selfbeeld meer oor nie. In die oomblik wat hulle sien daar's 'n verskil, dan kan jy sien iets vlam op. Jy weet, dit is van hierdie video's wat jy byvoorbeeld op sosiale media sien van 'n kind wat nie kan mooi sien nie. Jy sit 'n klein bril op hom of hy kan nie hoor nie en jy gee hom 'n gehoorimplantaat en dadelik sien jy 'n glimlag. Dis presies wat ons sien as hulle hierdie resultate dadelik kry. Dr. Judy van Biomedical Emporium, dankie dat jou werk nie net vir jou 'n werk is nie, en dat hierdie vir jou ook so na in die hart lê, en baie dankie dat jy hierdie jaar so baie by ons kom kuier het, en ons hoop om dit weer in die volgende jaar weer te doen. Dankie Leon.